Ek wil vanoggend met jou gesels oor God is jou kragbron. Julle het seker al almal daai gevoel gehad, of ons dit meegemaak het, wanneer jou selfoon se battery skielik wys battery low. Myne wys gereeld so. En dan raak jy so op paniek bevange. Jy moet nou daai battery charge. En jy sit letterlik en kyk hoe tel daai battery se krag. Ken julle dit? Is dit net ek? Ek weet almal, ek weet 20 jaar terug was ons nie aan 'n battery in 'n selfoon gekoppel nie. En tog het die lewe aangegaan. Maar vandag het die tyd verander. Die lewe het dit so maklik of so kommunikasie so maklik geword dat ons sit met 'n selfoon by ons. En baie keer vra as iemand my bel, weet hoe het jy geweet om my hier te kry? Amen. My broer en suster, die feit is, ons is afhanklik geword aan 'n selfoon. Mense hou daarvan van, asof hulle lewe daarvan af. Ek weet, mense het al kilometers teruggedraai om sy foon te gaan haal. En het al kilometers ver gery om hulle foon te gaan haal. En wanneer hulle foon op 'n plek vergeet, dan lyk daai mense heeltemal verlore. Hulle weet nie meer wat om te doen nie. En wanneer die batterye pap is, dan is die mense sommer self pap. Jy kan hulle maar check. Want dis vreemd vir my, wanneer ons eie geestelike en emosionele batterye begin leegloop, reageer ons nie so vinnig daarop nie. Ons recharge nie. Ons kom nie na die kragbron vir 'n bietjie krag nie. Totdat dit op die ou end ons net eenvoudig nie meer kan nie. En ons is pap. Geestelik pap. En ons geestelike en ons emosionele batterye se liggies kom aan en sê, battery low. Die liggie flikker. Ons batterye wys, en mense se batterye wys baie keer 5%, 3% en 1%, en dan sê hy, sit maar af. Ding is, dat baie nie gemaklik is, om na God toe te kom vir krag en help. Mense voel nie in hulle self gemaklik, om na die Here toe te kom en sê, Here, ek het nie krag nodig nie. Dis vir 'n vreemd om dit te doen. Tog sê die woord van die Here vir ons, ek is jou krag, ek is jou sterkte. Tog sê die woord van die Here vir ons, ek wil vir jou krag gee, ek wil jou help, as jy val sal ek jou optel, sê die woord van die Here. Die probleem is, mense is nie meer gehoorsaam aan die Gees, Heilige Gees se roepstem nie. Maar tog kom Jesus, Matteus 11, vers 28 sê hy, kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. My liewe suster, hierdie uitnodiging wat Jesus gee, is nie net vir daardie tyd nie, dis steeds vandag kragtig. Beteken dat wanneer ons oorweldig moeg, of geestelik moeg, of uitgeput voel, ons las daar Jesus se voete kan neerlê, en hy vir ons die krag kan gee. Maar mense vind dit baie moeilik. Hoekom doen hulle dit nie? Hulle gevoel is, ag pastoor, ek sal self regkom. Jy weet, ek het net so 'n bietjie rus nodig, ek het net so 'n bietjie 'n wegbreek nodig, ek het net so 'n bietjie afnaweek nodig. Alles sal vir my regkom. En dan gebeur eintlik die onvermydelike. Mense se batterye word pap. En wanneer dit pap is, dan dryf hulle eintlik so stadig, maar seker weg van die Here. Ek wil vanoggend vir jou sê, my broer en suster, God is nie net 'n charger vir jou geestelike battery nie. Hy is die kragbron, halleluja. Hy is die kragbron van jou lewe. Hy is jou persoonlike kragstasie. My preek wil ek baie eenvoudig vir jou vanoggend. Ek wil dit bietjie prakties vir jou bied. Dink aan jou lewe as 'n huis wat verbind is aan 'n massiewe kragstelsel. Baie groter as Eskom. Groter as al die krag in die wêreld. Dis verbind aan God die Vader, die Almagtige, die ewige kragstasie. En hy is die persoonlike bron van alle lewe. Hy is die persoonlike bron van alle krag. Hy is die persoonlike bron van alle lig, van doel en mag op aarde. Die Here wat ons dien. Alles begin by hom en alles sal ook eendag stop by hom. En sy voorsiening raak nooit uitgeput nie.
In hom en tot hom en deur hom is daar geen load shedding nie. Hy is die ewige, die almagtige God in die hemele, wat ook ons God is, wat naby ons is, wat binne in ons is. Hy raak nooit moeg en mat nie. Hy raak nie uitgeput nie. Sy krag, my liewe suster, is vir ewig en ewig. Al gaan die wêreld tot gronde, al gaan ons eendag in die hemel wees, gaan ons nog steeds die krag van die Here sien en ervaar. So hoekom kan ons nie nou al die krag van die Here sien en ervaar nie? Jesaja 40 vers 28 sê, weet jy dit nie? Of het jy nie gehoor? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar's geen deurgronding aan sy verstand nie. En Jesus, my liewe suster, is die verbinding tussen die kragstasie en jou hier as die huis. Hy is soos die hoofkraglyn, hy is soos die bedrading en die aansluitings. En die krag kom van die Vader en dit bereik ons uit deur Jesus. Jesus het gesê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Halleluja. En die Heilige Gees is daardie lewendige stroom wat deur hierdie stelsel vloei. Hy is nie elektriese stroom wat deur die lyne beweeg. Hy is die krag wat deur die drade vloei en hy is die stroom wat lig en lewe in die huis bring. Wat sê Handelinge 1 vers 18 vir ons nie? Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom nie. Ons liggaam is die huis. Ons hart, ons gees, ons siel is die kamers binne in die huis. Ons lewe is geskep om met God verbind te bly. Jy kan nie van God losraak nie. Hoor mooi. Geskep om gevul te wees met sy gees en verlig te wees deur sy teenwoordigheid. Halleluja. Wat sien waar God is lig. Halleluja. Waar God is krag. Waar God is sterkte. En is sy teenwoordigheid. Tel hy jou sommer gou op. Maak die land neer sommer weer sterk. Maak hy oë weer sterk. En hy laat jou liggaam voel soos 'n jong mens. Halleluja. Weet jy wat? Sonder krag is enige huis kragteloos en pikdonker. En dit kan al het jy diermeubels in 'n huis, al het jy pragtige dekorasies hier in die mure en toestelle wat nodig is, alles in die kombuis en alles in die sitkamer. Maar as jy nie elektrisiteit het nie, funksioneer niks nie. Dan is dit nie ontwerp om sonder krag te funksioneer nie. Mense, as daar nie krag in hulle huise nie is verlore. Net so is mense, as die krag van die Heilige Gees nie in hulle lewe is, deur God die Vader nie, my liewe suster, dan is hulle sommer hulpeloos. Ons is nie geskep om ons geestelike krag te genereer nie. Ons is nie so gemaak nie. God het ons nie so gemaak nie. God het ons geskep om krag van hom te ontvang. Hy het dit so in ons ingestel en hy het van die begin af gesê, ek is met jou tot die volleinding van die wêreld. Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Amen. Uiteindelik my broeders hier Efesiërs 6 vers 10, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Hoekom het God hierdie dinge gesê? Hoekom het hy toegelaat dat die Heilige Gees deur die profete hierdie ding skryf? Want hy het geweet ons het sy krag nodig vir alles in hierdie tyd waarin ons lewe. Jy sien my liewe suster, elke gelowige is soos verskillende toestelle in God se huisgesin. Een persoon is soos die lamp. Hy is geroep om lig te bring. Ja, en een is soos die yskas, geroep om te bewaar. Nog iemand kan soos 'n oot wees, geroep om voor te berei en te voed. Iemand kan soos 'n waaier wees, geroep om verfrissing te bring. Nog iemand kan 'n alarm wees, wat geroep is om te waarsku. Nog iemand kan 'n verwarmer wees, geroep om warm na koud, om warmte te bring na 'n koue plek. Soos ons hier sit vanoggend, is ons elkeen verskillende roepings, ons verskillende gawes, ons het verskillende doele, ons het vermoëns en ons het opdragte. Maar ons gekoppel aan die bron van alle bronne. Daarom kan 'n land nooit jaloers wees omdat hy die kos kan bewaar nie. 'n Yskas moenie minder waardig voel omdat die lig in die koue bring nie. Die Maker het elkeen geskep met 'n spesifieke funksie en hy het ons ontwerp
Daar's nie iemand soos jy nie. Jy is uniek geskep. 1 Korintiërs 12 vers 27 sê, julle is die liggaam van Christus en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. Halleluja. Ons het verskillende lede, verskillende funksies, verskillende roepings. Met dieselfde bron word ons voorsien van krag. Jy gaan nie jou krag by ander plekke kry nie. Jesus kom in Matteus 5 vers 14 en hy sê, julle is die lig van hierdie wêreld. Jy sien, ons is ook soos gloeilampe wat by die Here ingeprop is. Daai gloeilamp in homself kan nie krag redeneer nie. Hy het nodig om die stroom te ontvang sodat daar lig in hom kan wees, sodat die krag hom warm maak, want hy word eintlik warm die lig. Die lig wat mense deur jou moet sien, my liewe suster, is nie bedoel om jou grootsheid te bewees nie. Dis die lewe wat Christus wat deur ons skyn. En as jy lig vir hierdie wêreld is, sal God se lig en sy krag deur jou skyn. Halleluja. 'n Lamp kan hoe mooi gevorm wees, duur en ons sorgvuldig ontwerp wees, maar tensy dit aan die kragbron gekoppel is, kan dit nie skyn nie. Verstaan mooi, jy kan dink jy's goed, jy kan weet wie jy wil wees, jy kan al die geld in die wêreld hê, maar as die krag van God nie deur jou werk nie, sal die lig van God nie deur jou skyn, dan sal jou eie lig skyn wat vals is. Dieselfde geld geestelik. Talente, al het jy al die talente in die wêreld en jy het nie verbinding nie, dan is jy niks. Al het jy gerusp en jy's 'n wonderlike persoon, kan jy nie die verbinding vervang wat tussen jou en God moet wees nie. Al het jy ook al die kennis van die wêreld en jy het nie verbinding met die kragbron nie, is jy niks nie. Al het jy ook die grootste titel, as jy ook die staatspresident, as jy die koning van Engeland, en jy het nie verbinding met God nie, dan is jy niks nie, en geen krag en geen lig sal in jou wees nie. Al doen jy ook alle godsdienstige aktiwiteite wat daar is, al loop jy ook agter die pout aan, al doen jy ook wat, my liewe suster, sal daar nie 'n verbinding tussen jou en God bring, as jy nie met God ingeskakel en geprop is nie. Ons moet aan Jesus gekoppel bly, dit is so belangrik, my liewe suster. Hy self het gesê in Johannes 15 vers 4, hy sê, bly in my en ek in julle, sonder my kan julle niks doen nie. Halleluja. Ons moet ingeprop wees. We got to need to be plugged in with Jesus. Halleluja. Ons kan nie bekostig om net nou en dan ingeplak te wees nie. Pastoor, ek gaan Sondag by die kerk wees, dan sal ek hom inplak. Dit werk nie so nie. Van Sondag tot Sondag moet jy ingeplak wees. Jy moet die hele tyd ingeprop wees by die Here, voortdurend ingeprop wees, want weet jy wat? Die storms gaan kom, en jy gaan dit nie kan hanteer, as jy nie ingeplak is by Jesus nie. Soms tref die storms ons huise. Jy kan seer kry deur iemand na aan jou, 'n geliefde kan sterf, 'n huwelik kan breek, 'n gebed lyk as nie beantwoord word nie, 'n siekte kom skielik, teleurstellings gebeur in mense lewens, drama gebeur, versoekings kom jou pad langs. Of geestelike stryd, skud die hele stelsel. En as jy nie aan die Here gekoppel is nie, het jy 'n probleem. Soms kom die storms en slaan lyne uit. Soms kry jy teleurstellings en die kragskakelaar spring af. Soms beskadig kompromieer die bedrading. Soms dryf ons stadig weg van Jesus en raak ons los van die bron. Dan begin alles donker word om jou. En dis hoe baie mense afvallig word van die Here. Ek sal volgende week kom inplak, maar hierdie week wil ek ingeplak wees by die wêreld. Wanneer die geestelike krag uitgaan, raak ons dikwels paniekerig en we gesoek na tydelike krag. Ja, ek het gesien, ek self het gehardloop na generators, ons soek batterye, ons soek sonpanele, ons soek die wind. Weet jy wat? Geestelike krag is daar geen tydelike kragbronne beskikbaar nie. Alle bronne wat jy kry is ongesonde verhoudings, is ongesond in jou lewe. Jy kan nie by tydelike dinge ingeprop wees nie. Tydelike dinge wat mense ingeprop is soos die wêreldse dinge. Dis dinge soos alkohol en dwelms, wêreldse plesier, eindelose vermaak. Weet jy wat? Baie goeie dinge kan ook vals kragbronne word, as jy van hulle verwag om te gee wat God jou moes gee. Kos kan jou liggaam voed,
maar dit kan nie die siel genees nie. Mense kan ons aanmoedig, maar dan kan nie God se woord vir ons word nie. Medisyne kan 'n regmatige hulpbron wees wanneer ons liggame dit nodig het in genesing soek. Maar dit kan nooit 'n plaasvervanger word vir God se krag en God se teenwoordigheid nie, vir sy waarheid nie. My dear sister, we need to be plugged in. Rus kan ons miskien bietjie verfris, maar dit kan nie ons ewige bron word nie. 'n generator kan tydelik kragonderbreking help, maar sy petrol raak ook klaar. 'n battery verloor ook sy lading, sonkrag verdwyn en die son toe verdwyn en die krag raak weg. Die wind kan gaan lê en jy het nie meer windkrag nie. Tydelike bron, my liewe suster, help jou net nooit niks wanneer dit by geestelike sake kom nie. Net God is die ewige kragbron. Hoor dit vanmôre. Ek dring dit in jou op en sê, daar's niemand soos God die Vader, en God die Seun en God die Heilige Gees, wat vir ons daaglik ons krag gee. Ja, soms is daar 'n spike in die verbinding, en ons oorlaai onsself met te veel duidelike dinge. Ons brand onsself uit, maar prys die Here. God kyk nie na 'n uitgebrande persoon en dink jy is nutteloos nie. Ons is nie 'n weggooi gloeilamp vir die Here nie. Hy is die meester elektriesien. Hy ondersoek die bedrading. Hy soek die beskadigde plekke. Hy maak los die verbindings wat reg is en hy verwyder die oorlading. Jesus is die een wat die bron kom herstel, my liewe suster. Hy kan die brekers vervang. Hy kan die stroom weer terugbring in jou. Hy leer ons om sy krag te dra sonder om onsself te vernietig. Ja, sommige mense is opstandig nie. Hulle is klein net gewoonweg uitgebrand. Sommige is nie lui nie, hulle is oorlaai met tydelike dinge. Sommige mense is nie regtig ongelowig nie, hulle is net deur 'n kragtige geesvloed getref, wat hulle totaal vir die Here se werk nutteloos maak. Sommige mense hoef nie 'n les te kry om helder te skyn nie. Hulle het net tyd nodig om by die meester elektriesien uit te kom. Matteus 12:20 sê, 'n riet wat geknak is, sal hy nie afbreek en lamp wat rook nie uithoof nie. Selfs wanneer jou ou liggie flou flikker, gooi Jesus jou nie weg nie. Hy vat jou en hy maak daai beskadigde plekke reg en hy kom koester jou met sy wonderlike teenwoordigheid. Dis wat Jesus doen. Hy sal jou nooit wegwys nie. Hy sal jou nooit alleen laat nie. Hy is altyd daar vir jou. Maar die groot ding is, ek en jy moet gegrond wees. Ons moet geou wees by die Here. Want wanneer die spikes kom, ons dit kan hanteer. Ons moet ingeplak wees, ons moet gegrond wees deur die skrif in ons lewens. Ons moet gegrond wees deur die waarheid. Ons moet die waarheid soek met alles in ons. Ons moet nederig wees, ons moet gehoorsaam wees, ons moet bid, my liewe broer en suster. Ons moet tussen gesonde geselskap wees. Want krag wat nie geïf is nie, is baie gevaarlik. Party van ons is moeg, omdat ons probeer om die kragstasie te wees. Party van ons voel dat ek nie meer kan nie, want ek wil alles self doen. Ons kom en ons wil die krag vervaardig, ons wil vreugde vervaardig, ons wil vrede vervaardig, maar ek sê vir jou, vrede is by die Here te vind, vreugde is by die Here te vind, krag is by hom te vind. Want ek en jy is nie geskape om die bron van krag te wees nie. Al wat ek en jy voor geskape is, om verbind te bly. Here, U is my krag, U is my sterkte, ek is plak in by U, Here, ek is ingesprop by U. Hou op om jou siel in te prop by verkeerde wêreldse dinge. Hou op om dit te doen. Hou op om wat te dra, wat jy nie voor ontwerp is nie. Hou op om te probeer skyn deur jou eie krag. Kom terug na Jesus toe. Laat die Heilige Gees so 'n bietjie jou beskadigde bedrading herstel. Laat God kom en die stroomskakelaar terugstel en dit opsit in jou lewe. Laat hom die oorlading afhaal. Laat hom toe om die plekke te genees wat die storm beskadig het. Die vraag is, vanoggend, is jy ingeskakel by die Here?
Is jy steeds verbind aan die bron van alle krag? Is jy? Miskien voel jy vanoggend leeg en sê my batteries is pap. My liggies is aan. I need to recharge. Dan wil ek jou sê, kom staan saam met my op my voete. Op julle voete. Kom ons, maak ons oor toe en ons bid vir nuwe krag van die Here af. Here, U sien ons vanoggend. U sien dat ons batteries is pap. U sien almal staan, Here, wat voor U staan, en daar staan in hulle lewe 'n lig wat flikker, recharge. You need to recharge, you gotta get plugged in, hallelujah. En ek wil bid vanmôre, Here Jesus, elkeen wat staan, vanoggend voor U sal staan en sê, Here, ek gaan nie meer na ou dinge toe gaan nie, ek gaan nie meer ingeprop word by wêreldsdinge nie. I'm gonna get plugged in with Jesus, hallelujah. Ek gaan inskakel by die krag van alle kragte, hallelujah, by die kragbron van alle kragbronne. Ek gaan inskakel by U. My lewe gaan meer deur U georiënteer wees, Here. Dit wat ek doen, gaan ek doen tot eer van U. Because I'm gonna get plugged in. Ek gaan ingeprop word by U, Here. Dis ons gebed vanoggend. Here, U staan, sien elkeen wat staan. Ek wil bid dat U krag, Here, vanoggend deur elke liggaam sal werk. En dat hulle nie sal verloor nie. Dat hulle ingeskakel sal wees, dat hulle batterye altyd vol op charge sal wees, Here. Dis my gebed vanoggend, Here. En ek dank U dat ons 'n God het wat vir ons krag kan gee. Halleluja. Ek prys en loof U wonderlike naam.